Jy mag dalk dink dat hierdie moderne wêreld waarin ons leef, gepak is met byna onoorkomelike uitdagings en 'n legio probleme. Wel, as ons die briewe van die apostels in die Nuwe Testament lees, moet ons aflei, hulle lewens was destyds ook alles behalwe maanskyn en rose. Onder Romeinse keisers soos Nero en Domitianus is Christene en Jode wreed vervolg. Van die mees gruisame verhale van marteling kom uit hierdie era. Verder leef ons steeds in 'n wêreld waar jou identiteit dikwels bepaal word deur jou eie prestasie, jou status en omstandighede, soms ook aan jou besittings. Dit was ewe problematies in die eerste eeue. Maar Paulus bid in Efesiërs 1 dat gelowiges sal besef hoe ryk hulle is in Christus, nie in aardse dinge nie. Hy bid in Efesiërs 1 vers 18 dat gelowiges diep in hulle binneste sal besef watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat God vir sy kinders bestem het. Die Nuwe Testament stel dit so: mag julle ook besef, julle is skatryk in die Here. Sy oorvloedige heerlikheid is sy erfporsie aan al die heiliges, aan almal wat aan hom behoort. 'n Erfenis is nie iets wat jy verdien nie. Dit is iets wat jy ontvang, omdat jy aan 'n familie behoort. As kind van God is jy deel van sy huisgesin. Paulus sê dit letterlik so in Efesiërs 2 vers 19. Jou waarde lê nie in wat jy bereik het nie, maar aan wie jy behoort. Kan ek dit weer vir jou sê? Jou waarde lê nie in wat jy bereik het nie, maar aan wie jy behoort. Wanneer ons erfenis vergeet, begin ons leef soos geestelike bedelaars. Ons raak kompeterend, verdedigend en selfs paniekerig. Ons probeer onsself ten alle koste bewys. Ons wil onsself beskerm en onsself red. Maar Paulus herinner ons, julle is skatryk in die Here. Wanneer jy, soos die 53 vertaling dit stel, verligte oë van jou verstand ontwikkel, wanneer God jou geestesoë vir jou oopmaak, dan sal jy verstaan, daar is geen groter rykdom, geen groter skat, waaraan jy kan dink of van kan droom nie, as om God se kind te wees. Petrus skryf in feitelik presies dieselfde woorde hieroor in 1 Petrus 1 vers 3 tot 4. Gaan lees dit gerus. Vir sy medewerker Titus skryf Paulus die volgende: God het die Heilige Gees oorvloedig op ons uitgestort deur Jesus Christus ons Verlosser. So is ons dan deur sy genade vrygespreek en het ons erfgename geword van die ewige lewe wat ons verwag. Titus 3 vers 6 en 7. Hoor dit net weer vandag. God het reeds besluit wie jy is. God het jou en my eerste lief gehad. Die familie van Jesus, sy liggaam, ons kan dit ook die kerk noem, ons is nie 'n byproduk van God se plan nie. Dit is in die hart, in die sentrum van sy plan. As jy in Christus is jou identiteit vas. Omstandighede kan maar verander, maar jou erfenis sal nie. Die vraag is net, leef jy soos 'n erfgenaam? Of dalk nog soos iemand wat dink hy moet alles self verdien? Kom ons bid saam. Here, al weet ons hierdie waarhede, bid ek nog steeds dat U ons geestesoë opnuut sal verhelder. Dat ons net vandag weer sal besef hoe skatryk ons is in Christus, ons Here. Hemelse Vader, dat ons sal verstaan die oorvloedige heerlikheid en die erfporsie wat U vir elkeen van ons bestem het. Help my om te weet en te verstaan watter onbeskryflike genade voorreg dit is, en help my dat my lewe sal lyk soos iemand wat dit weet, wat dit besef, en dat ek my lewe so sal leef. Ons het U baie lief, Here. Dankie dat U ons eerste lief gehad het. Amen.